Goeiedag, 1 Samuel 1 vers 8. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Hanna was bedroef, want sy kon nie kinders hê nie en haar mededingster het haar geterg, sê die woord. 'n liefderyke eggenoot het hierdie vraag aan sy bedroefde vrou gevra. Wat as God hierdie vraag vandag aan jou sou vra? Wat sal ons antwoord aan die Here wees? Is ons harte miskien bedroef as gevolg van 'n gevoel of besef van sonde? Onthou, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Is jou hart miskien bedroef omdat die Here aan jou weerhou die gevoel van sy teenwoordigheid? Dink dan daaraan, hy sal die lig van sy aanskyn weer oor jou laat val. Hy het met ons medelee, hoewel hy soms sy aangesig vir ons tydelik verberg. Is jy bedroef weens die dorheid en onvrugbaarheid van jou geestelike lewe? Hy sal die takke van die boom van jou lewe snoei, miskien deur smart en beproewing, sodat jy in die toekoms beter vrugte sal voortbring. Is jy bedroef omdat jy arm is en gebrek het aan lewensmiddels? Onthou dan dat die silwer en goud aan die Here behoort. Hy sal in jou behoefte op sy tyd en langs sy weg voorsien. Soek eers die koninkryk van God en al die tydelike dinge waaraan jy behoefte het, sal vir jou bygevoeg word, het die Here Jesus gesê. Is jy miskien bedroef weens die dood van 'n dierbare? Die Here sal ons naby wees en vertroos. Hy is die Vader van die wees, die regter van die weduwee. Is jou hart dalk bedroef weens die hardheid en die koudheid van jou hart? Hy sal jou hart week maak en verwarm met sy liefdegloed. Hy sal sy hand op jou lê en deur sy genade jou van alle onreinheid suiwer. Hy sal jou volkome bevry van alles wat jou hartseer en bedroef maak. Sy liefde maak 'n mens nie alleen saggies en teer nie, maar ook heilig. Luister wat sê die Messias vir ons in Johannes 16 vers 20. Voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. En in vers 22, julle dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien. En julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En Paulus sê vir ons in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Vader, ons kom vandag net sê dankie vir dit wat ons so mildelik uit U hand van genade ontvang. Ja, Here, want ons stap ons lewenspad met U wat oor ons waak. Dankie dat ons nie weet hoe dit voel om vir dae sonder kos te wees nie. Dankie dat ons klere heel is. Dankie dat ons op 'n bed kan slaap en nie onder 'n koerant nie. Here, ons het so baie om voor dankbaar te kan wees. Maar die belangrikste is, dankie dat U ons altyd dra in ons tye van nood. Want wanneer ons terugkyk en ons sien net een spoor, dan weet ons, U het ons gedra in ons tyd van nood. Vader, ons bid vir daardie mense wat nie behoorlik kan eet vandag nie, en wat nie 'n warm slaapplek het nie. Seën hulle, Vader, en help hulle om kos en hitte te kry. Ons bid ook vir die wat siek is, Here. Seën elkeen wat hier luister. Amen.